Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die toestel van wêreldgesindheid. Sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. 2 Korintiërs hoofstuk 2 verse 10 en 11. Salomo sê, wie op sy eie hart vertrou, hy is dwaas. Spreuke hoofstuk 28 vers 26. En daar is honderde van hulle te finde onder die belydenis van godsvrug. Die apostel sê, ons is met sy, Satan, se planne nie onbekend nie. O, watter kuns, watter vaardigheid, watter listigheid word uitgeoefen om die belydende volgelinge van Christus tot 'n vereniging met die wêreld te lei, deur geluk te soek in die vermaak van die wêreld, onder die waan dat daar iets goeds te vind is. En so loop die onbewaaktes reguit in die net en vlei hulself dat daar geen kwaad in die weg is nie. Hoe kan ek die gedagte verduur dat die meeste van die jeug in hierdie tyd die ewige lewe sal kortkom? O, as die klank van instrumentale musiek maar sou ophou en hulle nie meer soveel kosbare tyd sou verwyl om hul eie verbeelding te behaag nie. O, as hulle minder tyd aan kleredrag en ydelle gesprekke sou wy en hul ernstige, volterende gebede tot God sou stuur vir 'n gesonde ervaring. Daar is 'n groot noodsaaklikheid vir deeglike selfondersoek in die lig van God se woord. Laat elkeen die vraag opper, is ek gesond of is ek verrot van hart? Is ek vernuwe in Christus of is ek nog steeds vleeslik van hart met 'n nuwe kleed aan die buitekant? Keer jouself terug na die groot tribunaal en ondersoek in die lig van God om te sien of daar enige geheime sonde is wat jy koester, enige afgod wat jy nie geoffer het nie. Bid, ja, bid soos jy nog nooit tevore gebid het nie, sodat jy nie deur Satan se planne mislei mag word nie. Die fundament van jou hoop op die ewige lewe kan sekerlik nie te seker gelê word nie. Terwyl diegene rondom ons ydel mag wees en betrokke is by plesiersoekery en dwaasheid, is ons gesprek in die hemel, vanwaar ons na die Verlosser soek. Die siel reik uit na God vir vergifnis en vrede, vir geregtigheid en ware heiligheid. Verdryf sonde uit julle harte, want sonde het die dood van die Seun van God veroorsaak. Jesus het gesterf, liewe jong man, nie om jou in jou sondes te red nie, maar van jou sondes.